Nuuskierig in verhoudings. In klein dorpe reg oor Italië is daar alledaagse tonele wat ons sien as ons deur die plekke beweeg of in 'n fliek dit self sien. En daardie tonele is waar ouer mense op stoepies of bankies sit so rondom die stadsplein se fontein of net so aan die kante daarvan. Hulle sit, hulle kyk, hulle gesels. Hulle bespreek alles van die toerist wat daar loop tot politiek, tot wie se kleinkind nou gaan trou. Oppervlakkig lyk dit soos nuuskierigheid, maar dit is eintlik 'n vorm van sosiale sorg. Hulle sien raak, hulle gee aandag. Hulle is deel van die gemeenskap se hartklop, hulle is deel van die kultuur. Dis 'n kultuur van betrokkenheid. En waar ons deesdae al hoe meer ons toevlug neem tot selffone om goed daarop te kyk, al hoe meer geïsoleerd raak op 'n manier, is dit noodwendig dat ons al hoe meer sal moet begin werk om nuuskierig te wees in verhoudings. Nie 'n soort sniffel van kyk na skindernuus met mekaar nie. Eerder na opregte belangstelling in mekaar, om luisterend met mekaar om te gaan. Dis 'n soort van 'n heilige nuuskierigheid wat uitdrukking gee wat Paulus sê in Filippense 2 vers 4, naamlik: "Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander." Nou hierdie tipe nuuskierig wees help ons om nie ons eie belange eerste te stel nie. Dit maak die deur oop na ander se lewe en hulle wêreld en om dit met respek en waardering te hanteer. Nou destyds toe ons in die gemeente begin het met selgroepe of omgeegroepe soos dit ook genoem is, het mense regtig na mekaar begin luister en na mekaar begin omsien. En toe is dit opvallend dat ons spreekkamers al hoe minder oorlaai is met mense wat persoonlike probleme het. Ja, natuurlik is met intense probleme kom hulle nog steeds die predikant sien vir berading. Maar op 'n manier het ons besef, die groepe het gehelp dat mense na mekaar luister, hulle vir mekaar die kans gegee om te sê wat in hulle harte leef sonder veroordeling. They were doing life together en hulle het mekaar gehoor. Hulle het mekaar se leefwêrelde verruim met 'n heilige nuuskierigheid wat hulle toegelaat het in hulle verhoudings met mekaar. So kom ons dank vir God, die God wat liefde is, wie self sê God is liefde, deur die geskenk van verhoudings waarin ons leef. En kom ons vra God om ons te help met heilige vrae wat ons mekaar kan vra, sodat ons op 'n heilige manier nuuskierig is in verhoudings. Leef geïnspireerd.